Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 2 April, verbonde aan die wynstok. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê weer eens vandag vir U baie dankie vir nog 'n dag en nog 'n studie. Liewe Heer, gee ons asseblief die wysheid en insig wat ons nodig het om hierdie studie te verstaan. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Om in Christus te bly kan soms voel soos een van die moeilikste dinge om te doen. Ons mag weet dat dit is wat ons nodig het, maar die gejaag van die lewe trek ons in sy stroom in en alles voel te moeilik. Om God te volg kan soos die grootste las ooit voel, veral vir die wat aanhoudend aangespoor word deur iemand wat hulle probeer oortuig om Jesus te volg. Hierdie soort godsdiens kan soos 'n sleur voel, omdat dit net oor uiterlike dade gaan eerder as oor wat in die hart is. Niks kan verder van dit wees wat God begeer nie. 'n Verhouding waarvan die grondslag wederwysige liefde is. Nie net reëls nie, 'n gekose verhouding waarin hy jou eerste gekies het, gebaseer op liefde en vrye keuse. Soms mag ons gedeeltelik aan die wynstok verbind wees, maar nie werklik met ons hele wese in hom bly nie. Ons mag kerk toe gaan, bid en doen wat ons weet reg is, maar binne-in voel ons uitgedroog. Die waarheid is, ons kan onsself nie laat bly in Jesus nie, net soos 'n loot homself nie aan 'n wynstok kan verbind nie. God het ons eerste lief gehad. Hy het die eerste stap geneem. Ons reaksie is altyd 'n antwoord op wat God eerste vir ons gedoen het. As jy intussen kyk hoe 'n wingerdstok die winter oorleef, leer jy 'n interessante feit. Die knoppe aan die lote word gedehidreer en afgesonder van die groeistelsel tot die lente aanbreek. Wanneer die grond warmer word, neem die wortels water op en sap vloei deur die stam van die wingerd na die knoppe en begin dan groei. Sonder die vloei van sap deur die wingerd sal daar geen groei wees nie. Die sap in die wingerdstok is soos die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Ons mag soos 'n dooie loot wees, maar wanneer ons kies om tyd met God deur te bring, kom die Heilige Gees in ons in soos die sap uit die wortels en bring ons tot lewe, sodat ons kan begin groei. Net soos ons 'n bewuste keuse moet maak om in Jesus te wil bly, moet ons ook vra dat die Heilige Gees, die sap, in ons lewens invloei. Lees Lukas 11 vers 13 saam met Jeremia 31 vers 3, 1 Johannes 4 vers 19 en Romeine 8 vers 9 tot 11. Wat is die kernboodskap hier vir ons? Ons lees Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Jeremia 31 vers 3 lees, die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierendheid. 1 Johannes 4 vers 19 sê vir ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Volgende lees ons Romeine 8 vers 9 tot 11. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Romeine 8 vers 9 tot 11.
Dit is eintlik die Heilige Gees wat groei bring en verseker dat ons floreer en verbind bly aan die wynstok. Ons moet daagliks vra vir die Heilige Gees wat hier by ons op aarde is om nommer 1, ons trooster te wees. Johannes 14 vers 16 tot 18 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Tweedens, om Jesus aan ons te openbaar. Johannes 15 vers 26 lees, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Nommer 3, om ons van sonde te oortuig. Johannes 16 vers 7 en 8 sê vir ons, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En dan laastens, om ons in die volle waarheid te lei. Johannes 16 vers 13 sê vir ons, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Lees die lys hierbo weer. Hoe kan elke aspek van wat die Heilige Gees doen, jou verhouding met God beïnvloed?